Goeiemôre. Ek en u is weer eens, as ons geseënd, ons is weer eens deurgedra. Ons is weer eens op God se wakker maaklysie gewees. Ek en u is op daai lysie gewees en daarom is ek en u nog vanmôre meer as bevoorreg om net te kan sit en net in dankbaarheid te kan sê dat ja, sy genade is vir my genoeg. Het reën nie buite. En gisteroggend reën het en van gisteroggend af puzzle die reën my so 'n bietjie en vat my die genade van die Here en het vat my na sy kruis toe en vanoggend weer toe ek wakker word, reën het en ek wonder waaroor gaan het? Is dit skoonmaak of is dit heel maak? En brother Ronno sê vir my brother, lang af van jou persepsie. As jy nog in die wêreld is, dan is ons nog losbandig. Maar as jy in die gees is, en wanneer jy in die gees is, dan is die 'n tyd van diepere nadenke. Dit wil sê skoonmaak om heel te word. Maar dis nie waaroor ek met u wil praat het. Daai is wat God met my gedeel het. En die hele tyd nou al sukkel ek met die ding. Die Heilige Gees kla my aan. Hy hamer op my, druk my. Hy sit die ding op my hart. In Jonah 1, Jonah 1 vers 6 sê die woord, daarop kom die skipkaptein na hom toe aan en sê vir hom, wat makeer jou dat jy so vasslaap? Wat makeer jou dat jy so vasslaap? En Jesus, wie so ons geboorte nou vier, ons is mos nou in die Kersseisoen, ons herdenk mos nou Christus se geboorte. Vra by die disippels, nadat hy gaan bid het, en hy kom terug, hy kom kreel aan die slaap. En hy besef dat hulle besef wat aan die gebeur is. Hulle het nie 'n klou van wat aan die gebeur is. En net so vra die disippels vir Jesus, hoekom slaap jy? Want hulle het ook nie 'n klou hoekom Jesus so kan slaap. Maar ek en u slaap ook. En die woord van die Here sê verder, staan op en roep tot jou God. Staan op, waar jy nou sit, waar jy nou lê, staan op en roep tot jou God. Want ek en u is besig om God te verloon. En die skipskaptein vra weer, miskien sal die God aan ons dink, jou God, sodat ons nie vergaan nie. Miskien gaan God aan ek en u dink. Ek en u praat die hele tyd nou al, van die begin van November af, praat ons van 11 maande Christene. 11 maande Christene. En u dink ek gaan nou daaroor praat. Nee, dis nie waaroor ek nou gaan praat nie. 11 maande Christene is mos, as dit kom festive raak, dan trek hulle die bekeerbaadjie uit, en hulle doen al die wêreldse dinge, wat hulle nie die res van die jaar gedoen het nie. Maar nou kom hulle, want het is festive, man. Die mense moet verstaan. Ons vier die geboorte van Jesus. Met onze botteltjies en onze gesellighede en onze die dinge. En dan is ons, wat nie 11 maande Christene is nie, besig om my mense uit te kry. 11 maande Christen. Jy is reg bekeer. Maar ons ookie, want ek en u sluit die kerk se deure. Ek en u, onze sondagsskoolkinders gaan op vakansie.
Die toekoms van die kerk gaan op vakansie toegemaak. Die moeders of die vroue, hulle gaan op vakansie. Hulle word toegemaak. Soos niemand wat ons cover het. As hy vir ons gebede nie. Want die moeder wat op haar knieë moet wees, wat moet saamkom, hulle is op vakansie. Die kinders wat die toekoms is van die kerk, hulle is op vakansie. Hulle is moeg van die sondagskool. Die moeders is moeg van die bidure. Hulle is moeg. Die broeders maak die bidure toe. Die broers maak die bidure toe. Hulle is ook moeg. Hulle is ook moeg. Die jeug maak die jeugtakke toe. As in Desember ons gaan op vakansie. Vakansie, ons is moeg, ons wil ook rus. Maar ons besef nie, ons is besig om God te verloor nie. Ons besef nie, ons is besig om te sê, ek ken jou nie. Want as ek en u vir God ken, dan weet ons dat hy hou nie op nie. Hy raak nie moeg nie. Hy gee elke liewe dag, gee vir ons nuwe genade. Elke liewe dag gee vir ek en u nuwe genade. So is ek en u nie, is ek en u nie twee gesig het, is ek en u nie 11 maande Christene nie. Ja? Ons is erger dan die vir wie ons uitkryt. Want die Bybel sê ek en u mag nie oordeel nie, maar ons oordeel hy mense, en dan doen ons presies dieselfde ding, net op 'n ander styl. Ek en u moet ophou slaap. Ons moet wakker skrik. Ons moet ons minds renew. Ons moet ons minds renew. En ons moet roep tot onze God. Ons moet roep tot onze God, sodat hy aan ons kan dink, sodat ons nie kan vergaan. Nee. Ons moet roep tot onze God. En Matteus 3 sê, en in daardie dae het Johannes die doper opgetree en in die woestyn van Judea gespreek en gesê. Luister wat sê Matteus 3 vers 2. Hy het gespreek in die woestyn van Judea en vers 2 sê gespreek en gesê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom. Bekeer julle, want die koninkryk van God het naby gekom. Die koninkryk van die hemele, het naby gekom. Kom ek en u staan op, kom ek en u hou op slaap. Hier val reën nie buite, skoonmaak, heel maak, en ek en u moet opstaan en tot onze God roep. En die Here seën.